Goed reg. Vader, ja, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om saam met die manne van Wake Up Haggai te kuier. Wat 'n voorreg dat manne besluit geen tyds te vroeg vir hulle om aan U te spandeer nie. Dankie dat manne besluit dis tyd om op te staan. Dis tyd vir manne om hande te vat. Dis tyd vir manne om kragtig saam te werk in hulle families. Dis Halleluja. tyd vir manne om vir ander manne die voorbeeld te wys, om te wys om God, die lewende God van die heelal te dien met hart, siel en gees, met die hele woord van cover tot cover, is niks meer fout nie. En ons stap daai pad in boldness en ons stap dit in tot eer van ons Messias, die Yeshua. En daarom weet ons dat enige iets wat ons bid, kan ons bid in die naam van Yeshua. En ons het self 'n Halleluja. klein Wake Up Haggai'tjie wat ver oggend by ons aansluit, en mag jy hom ook bless en vir hom die Dankie, guns Vader. dat hy van klein sal verstaan. Manne, waarlike manne is wat Godvreesend is in die naam van ons Messias Yeshua. Amen. Halleluja. Halleluja. Ek staan saam met jou in eenheid met daai gebed. Jy moet maar sê as ek kan begin, Leon asseblief. Jy kan laat waai vir ek, hoor. Baie dankie. Goeiemôre van my kant af van elke man. Hendrik, daar bestaan baie. Ek sien julle kry reën. Ons is baie bly. Manne, ek wil gou met julle sommer net vanoggend 'n testimony deel wat werklik gebeur het. Die oomblik wanneer 'n man sy posisie ontdek. Die oomblik wanneer jy jou verskil ken. Min mense ken hulle verskil. Ons 8 biljoen mense op hierdie aarde. En ek wil nie soos 'n ander persoon wees nie. Dis hoekom jy uniek geskape is. En omdat jy uniek geskape is, moet jy jou verskil ken. As jy nie jou verskil ken nie, gaan jy altyd stoei in die lewe. En ek wil vandag spreek woordelik Openbaring 12 vers 11 met julle deel. Waar die woord sê, hy sê ons sal oorwin deur die bloed van die lam. Hier kom die belangrike gedeelte. En die woord van ons getuienis. Nou, dis vir my baie belangrik, die woord van ons getuienis. En ek wil vandag vir julle getuienis gee wat gebeur in die realiteit, in die wêreld waarin ons nou leef, en dan 3 getuienisse gee wat gebeur het in die Bybeltyd, as ek dit so kan uitdruk. En elke keer wanneer iemand sy verskil ontdek, dan word jy bevorder. As jy jou verskil ontdek, kan God jou bevorder. Kan hy jou accelerate, kan hy jou lewe fast forward. Maar die oomblik wanneer jy stoei en wanneer jy dit doen wat iemand anders doen, gaan jy nooit daai bevordering kan kry nie. Ek wil julle gou 'n idee gee. Ek bedien by 'n maatskappy sedert 2015. In my 3de jaar van hierdie maatskappy wat ek by hulle bedien, onthou, my vorige lewe was ek rekenmeester, so ek weet so klein bietjie van finansies af, en hoe om 'n maatskappy te struktureer, en hoe om finansiële beginsels en koninkryksbeginsels bymekaar te voeg. En wanneer jy bymekaar voeg en jy ontdek jou verskil, kan jy nie anders as om te groei en laat Vader jou kan bevorder nie. Jy kan nie anders nie. Die 3de jaar wat ek by hierdie maatskappy bedien, praat Vader in my gees oor dit, ontdek jou verskil. As jy jou verskil nie ontdek nie, gaan jy altyd hardloop agter geld aan. Maar die oomblik wanneer jy weet wie jy is en jy ontdek jou verskil, en jy pas dit toe, ek herhaal, jy pas dit toe, sal geld na jou toe hardloop. Ons is tog op hierdie aarde om rykdom te verwerwe, om kos op die tafel te sit, om te leef. Meester Yeshua het gekom sodat ons 'n lewe van oorvloed kan hê. In die 3de jaar van hierdie maatskappy praat ek met die ouens en ek sê vir die personeel, blank en nie blank, en ek sê vir hulle, as jy vanoggend by hierdie maatskappy is en jy's hier vir 'n salaris, dan wil ek jou asseblief vra om te bedank. Die direkteure kyk met sulke groot oë. Hulle sê, "Frik, jy kan dit nie sê nie." Ek sê, "Nee, ek kan dit sê." Ek sê, want as jy hier is vir 'n salaris en jy werk van payday tot payday, asseblief ouens bedank, blank en nie blank. Hulle verstaan nie die konsep nie. Ek sê vir hulle, julle is in 'n verpakkingsmaatskappy. Die oomblik wanneer jy iemand se probleem kan oplos in terme van verpakking, dan verander jou gesindheid, dan verander jou werksprosedure, dan is jy nie meer 'n slaaf nie. Then you become a problem solver. If I can solve a problem for someone else, it means that I honor that person.
En die oomblik as ek daai persoon eer en respekteer, sal God dit vir my doen. Dit wat jy saai, sal jy maai. Dit het my 2 jaar gevat om hierdie skip te draai, waar ons vir blank en nie blank leer. Moenie werk vir 'n salaris nie, want die oomblik as jy werk vir 'n salaris, gaan jy nooit genoeg hê nie, gaan jy altyd rondloop met 'n dik bek lang gesig, want hulle betaal jou te min. As jy werk vir 'n salaris, gaan jy altyd in 'n slaafmentaliteit wees. Jy gaan altyd wag vir 'n bonus, jy gaan altyd wag vir payday, en jy gaan altyd sê, maar was dit nie vir my nie, was hierdie maatskappy nie waar hy was nie. Ek praat met julle vandag oor finansiële beginsels en koninkryksbeginsels. En die oomblik toe ons hierdie skip draai, van waar mense begin besef, maar ontdek jou verskil as 'n probleemoplosser vir 'n ander maatskappy. Vat ons hierdie maatskappy binne 2 jaar van 6.2 miljoen na 9.8 miljoen. Binne 2 jaar. Binne 2 jaar. Selfde kliënte, selfde databasis, selfde personeel. Dis net elke persoon het sy verskil ontdek in die maatskappy. Elkeen het besef, maar dus ek is accountable vir dit. En die oomblik as ek dit kan execute in hierdie lewe, dan sal God my seën. Ons staan nou op 15 miljoen rand 'n maand. Nou dis net die koninkryksbeginsels. Die oomblik as jy dit reg doen met 'n mindset, dis hoekom die woord sê verander die gedagtes van jou gemoed. En die oomblik as jy dit kan doen, maar veral ten opsigte van jou posisie, verander goed. En baie mense bid vir guns. Baie mense sê, Vader, ek het guns nodig. Dawid se besondere gebed was gewees, Vader, ek bid vir guns by God en guns by mens, sodat ek eerste guns kan ontvang by God en tweedens guns kan ontvang by mens. Guns is nie 'n wonderwerk nie. Guns is 'n resultaat. Guns is 'n resultaat van 2 belangrike aspekte in ons lewens. Guns, ek wil dit weer sê, guns is nie 'n wonderwerk nie. Guns is 'n resultaat van wat? Van integriteit en van goedheid. Integriteit, dat jy's 'n man van God, jy's 'n man van jou woord. As jy sê jy doen 'n ding, dan doen jy dit. Jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Dis 'n man van integriteit. 'n Man van integriteit onderskei. Wat is reg? Wat is verkeerd? Wat is goed? Wat is sleg? En hy word 'n doener van dit wat hy glo. Goedheid beteken, dit wat ek doen ek na die beste van my vermoë. Goedheid kom voor in Galasiërs 5 vers 22. As jy in die môre opstaan, en jy doen nie eenvoudige goed waar niemand jou sien nie, soos byvoorbeeld, jy maak jou skoene skoon, jy maak jou bed op, jy was jou skoolrug, dis goedheid. Goedheid spoel uit in jou dag dalk. En wanneer jy goedheid kan toepas in jou daaglikse werk, in jou daaglikse handel en wandel, dan ontvang jy guns by God en jy ontvang guns by mens. As iemand vir my kom werk, dan sal ek vir die eerste keer sê, geef my kwotasie vir die werk wat jy moet doen. Die manier hoe daai persoon daai werk doen, en die manier hoe sy site, ekskuus vir die Engels, die manier hoe sy site in die middag lyk, en die manier hoe hy sy sirkels voltooi, gaan ek die volgende keer vir daai persoon sê, kom doen vir my werk, maar jy het nie nodig vir 'n kwotasie nie, kom doen dit net. Dis guns. So guns is nie 'n wonderwerk, it's not a miracle. Guns is die uitvloeisel van 2 aspekte, integriteit en goedheid. Daar's 3 belangrike dinge in die woord van God. Nommer 1. Die oomblik toe Josef sy verskil ontdek, toe word hy bevorder. Wat het gebeur? Josef is 'n dromer. Hy word in die tronk opgesluit. Hy was in die tronk vir 'n baie lang periode gewees. 2 manne het 'n droom gehad. Die skinker en die bakker. En hulle praat onder andere oor hulle drome. Een vroeë môre praat hulle. Josef hoor dit. En Josef sê, maar my verskil is, ek kan drome uitlê. Dis die verskil wat God aan my gegee het. En Josef kom na die 2 manne en hy sê, ouens, vertel my wat julle gedroom het, want my verskil is, ek kan julle drome uitlê en ek kan julle die interpretasie gee daarvoor. En hierdie 2 ouens deel hulle drome met Josef. En wat doen Josef? Josef lê hulle drome uit en hy sê ook vir hulle wat met hulle gaan gebeur. 2 jaar later het Farao 'n droom. Julle ken die droom, die 7 koeie, die vetkoeie en die 7 maarkoeie. En Farao wil 'n interpretasie hê van dit. Die skinker sê, ek onthou, daar was 'n man gewees
in die tronk. Hoor nou mooi, guns by God, guns by mens. En daai man het ons probleem opgelos. Uiteraard het die bakker nou nie lank gelewe nie, maar die skinker het langer gelewe. Maar hierdie man het ons probleem opgelos. Nou staan die slaaf voor die koning, hy sê, o koning, hierdie man behoort ook 'n probleem. Hou dit gou vir my vas. Jy gaan nie met daardie speel nie, hoor. Papa gaan hierso praat my liefie, hoor. Is dit reg? Kom sit by my. Kom sit by my. Hierdie ouetjie gaan geraas maak my liefie, hoor. Kom sit by my. Ekskuus julle. Sit by jou. Hulle sê vir die koning, daar's 'n man in die tronk. En hierdie man kan u probleem uitsorteer. So Joseph becomes a problem solver. Hy hoor die koning se droom, en toe hy die koning se droom hoor, toe sê hy maar, daar's 'n God in die hemel wat hierdie drome kan uitlê. En hy lê die droom vir Farao uit, en toe hy die droom vir Farao uitlê, toe haal die koning sy ring af en hy gee hom vir Joseph, en hy sê, jy's die eerste minister oor Egipte, en hy word bevorder. Net omdat Joseph sy verskil ken. Ek het verlede week met julle gepraat oor wysheid. Wysheid is onder andere om die verskil te onderskei in die situasie waarin jy is. So daar's 'n wet in die woord, en daai wet se naam is die wet van verskil. Joseph het dit vermaak. Toe Joseph ontdek wie hy is en wat hy kan doen, en hy kan iemand se probleem oplos, dan word hy bevorder. Dieselfde het gebeur met Dawid. Dawid is 'n skaapwagter. Dawid pas die skape op. 'n Leeu kom en 'n beer kom en hulle steel die skape en Dawid gaan agter die leeu en die beer en hy maak hulle dood op sy unieke manier en hy ontdek die verskil wat Abba Vader vir hom gegee het. En op 'n dag toe stap hy in by 'n oorlog en daar's 'n man met die naam van Goliat en julle ken die storie. En Samuel sê enige man wat hierdie man kan elimineer sal 4 goed bereik. Nommer 1, ek gaan hom bevorder. As 'n man gaan hom aanstel as hoof oor 1000. Ek gee vir hom 'n sak goud. Hy kan met my dogter trou en hy slaap vanaand in die paleis. 4 belangrike dinge. Dawid sê ek is daai man. Want ek het my verskil ontdek. Ek kan jou probleem oplos. The minute you solve a problem, you will receive honor and you will receive favor. En die koning sê, Dawid, maar jy is nie by magte nie. Dawid sê, ek ken my verskil. Ek weet wat God in my geplaas het. Ek onderskei my verskil bo die weermag manne wat tans luister na Goliat wat die slagordes van die lewende God uitdaag. Ek ken my verskil. Laat my toe om hierdie man te gaan elimineer. Hy sê eintlik vir die koning. Hy sê koning Saul, laat my toe om u probleem op te los. En Dawid gaan, julle ken die storie, en hy elimineer vir Goliat. En Dawid ontdek sy verskil. Onmiddellik word Dawid bevorder. Dawid kry onmiddellik 'n posisie. Hy word onmiddellik ge-elevate. Dis guns. Guns is nie 'n wonderwerk nie. Guns is die resultaat van integriteit en goedheid. Guns is die resultaat van wie jy is. Geld is nie 'n wonderwerk nie. Geld is die resultaat van guns. Guns by God. Guns by mens. Daar's ook in die woord 'n wet van toegang. En die wet van toegang is baie belangrik. Wat beteken dit? Dit beteken as ek net by daai persoon kan uitkom, sal daai persoon vir my deure oopmaak. Ons het dit al baie gesê, né? As ek net daai persoon kan ontdek of daai persoon kan ontmoet, sal daai persoon as gevolg van daai persoon se kontakte vir my deure oopmaak. Dieselfde het gebeur met Saul. Toe hy sy donkies verloor, kom hy en sy slaaf en hulle sê, as ons net by die profeet kan uitkom. Dis die wet van toegang. So jy moet gaan bepaal in jou lewe met wie jy geassosieer wil wees. Want jy kry 'n wet van toegang en jy kry 'n wet van guns, jy kry 'n wet van verskil en jy kry 'n wet van ontdek. Nou ontdek die oomblik waarin jy is. As jy kan ontdek in die situasie waarin jy nou is, en jy kan die verskil ontdek, wat is jou volgende besluit? Dis wysheid. En as jy daai wysheid kan toepas in jou lewe, het jy guns by God. Al wat jy nou verder nodig het, is guns by mens. En guns by mens met 2 eienskappe, integriteit en goedheid. Dawid maak vir Goliat dood, hy los Saul se probleem op, met ander woorde, hy honor vir Saul, en Saul bevorder hom. En toe hy bevorder word, toe word hy later die koning van Israel.
En niemand het dit verwag nie. Dis guns by God en guns by mens. Daniel word weggevoer as 'n jong seun, ek dink hy was die ouderdom van 13 of 17 gewees. Word hy weggevoer in Babylon deur Nebukadneser. Nebukadneser het 'n droom. Hy droom van hierdie groot beeld en julle ken die storie van die beeld en dit is natuurlik 'n heenwys na die wêreldordes en hy het hierdie droom en hy lê wakker in die aand en die volgende môre word Nebukadneser wakker en hy roep al sy waarsêers. Hy sê julle moet my vertel wat hierdie droom was en julle moet my die interpretasie gee. As julle dit nie kan doen nie, dan word julle koppe afgekap. En dit kom toe by Daniel uit en Daniel sê, wow, gee my kans. Ek ken my verskil. God het 'n verskil in my geplaas bo die ander, of ek ontdek net my unieke attribute en ek is eintlik, omdat ek my verskil ontdek, is ek eintlik 'n probleemoplosser. I become a problem solver. En Daniel gaan hierdie hoofman oor 100 en hy sê vir hom, gaan na die koning en vra vir die koning verlof dat ek eendag nodig het, ek wil die aangesig van die lewende God gaan soek vir antwoorde, want ek ken my verskil. Want Daniel was 'n dromer gewees. In die volgende môre na die gebed, saam met Sadrag, Mesach en Abednego, kom Daniel voor die koning en hy sê vir die koning, u o koning, is die hoof van goud. Die droom wat u gehad het op u bed, was dit. Hy twyfel nie eers nie. En die rede daarvoor is, hy ken sy verskil. Die oomblik, manne, as jy jou verskil kan ontdek, en jy pas dit toe in hierdie lewe, hoor my vandag, sal jy geëleveer word, sal jy bevorder word, as jy dit kan toepas in jou lewe op die regte manier, met die regte gesindheid, sal goed na jou kant toe kom, en dit is guns by God, guns by mens. En Daniel sê vir die koning, u o koning is die hoof van goud. U is die eerste orde van hierdie wêreld, die wêreldordes, en dis wat God aan my geopenbaar het, en hy gee ook vir koning Nebukadneser die uitleg van sy droom. Nebukadneser is in ekstase. Hy maak Daniel die eerste minister van Babylon. So weer 'n keer. Elke keer wanneer jy jou verskil ontdek, die maatskappy waar ek bedien het hulle verskil ontdek. Ek praat van, ek het 'n paar maatskappye wat ons bedien. Elke maatskappy, luister, die maatskappye wat hulle verskille ontdek het voor 2020, het oorleef. Hulle was overcomers gewees tydens die COVID-19, tydens lockdown. Daai maatskappye het gefloreer in daai periode, net omdat hierdie mense hulle verskil ontdek. Daniel word bevorder as eerste minister. Daniel oorleef 4 konings. Nou gewoonlik in die Bybeltyd, wanneer 'n koning sy koningskap ten einde kom, dan word ook die adviseurs doodgemaak, want hulle wil nie inspraak hê by die volgende koning nie. Daniel, as gevolg van sy uniekheid, omdat hy sy verskil ontdek, was raadgewend tot 4 konings. Want hy was bevorder gewees, guns by God, guns by mens. So, Josef, Dawid en Daniel, al 3 was oorkomers. Josef het die gat uit die put oorkom, uit die tronk oorkom, hy het sy uniekheid ontdek in die tronk. Dawid was 'n verwerpeling gewees. Hy het die laagste van die laagste werk gedoen, Dawid. En Dawid kom in 'n posisie en hy los die koning se probleem om en hy word bevorder. En Dawid was 'n oorkomer gewees. Ek bedoel, sy eie familie sê vir hom, wat maak jy hier, gaan pas die skaap op. Hy oorkom daai situasie. Hy's volwasse in sy benadering, want hy weet wie hy is. Volwassenheid in jouself, volwassenheid in jou benadering, oor wie God jou geroep het op hierdie aarde. Dis hoekom, voordat jy in die moederskoot geroep was, het ek jou by die naam geroep vir 'n spesifieke taak. Jy moet daai taak ontdek, jy moet jou verskil ontdek. Die oomblik toe Daniel besef maar wie hy is, toe kom Daniel, hy was nie eens bang vir die leeu's nie. Hy het die leeu's oorkom, hy het 4 konings oorkom. So ek praat vanoggend by Wake Up Haggai, praat ek met oorkomers. Jy gaan elke situasie kan oorkom, manne, as jy jou verskil kan ontdek. En as jy dit kan doen, en jy kan dit toepas in jou lewe, hoef jy nooit in jou lewe geld te jaag nie. Nooit nie. Geld sal na jou toe kom, bevordering sal na jou toe kom. Die oomblik as jy saai om iemand te honor, om iemand se probleem op te los, sal dit terugkom na jou toe. Dis guns.
Ek sê weer, guns is nie 'n miracle. Guns is nie 'n wonderwerk. Guns is 'n resultaat van integriteit en goedheid en die feit dat jy jou verskil ontdek. God heg soveel waarde aan 'n oorkomer. Hy herhaal dit 6 keer in die boek van Openbaring. 6 keer. Openbaring sê hy, en hy wat oorwin, ek sal hom gee van die boom van die lewe om te eet. 6 keer in die boek Openbaring. God het soveel tyd vir 'n oorkomer, dat ons nie gestuit word deur die dinge van hierdie wêreld, dat ons nie gestuit word deur geld nie, deur struikelblokke nie. As jy jou verskil vandag kan ontdek, manne, hoor my, 'n maatskappye, ek het maar een maatskappy, ek het seker omtrent so 5-6 maatskappye wat ek bedien, met koninkryksbeginsels en finansiële beginsels. En dis die oomblik as die manne daai verskil kan ontdek, en jou werknemers ontdek hulle verskil, that they will become someone else as 'n werknemer vir 'n salaris, verander alles. As jy kan oorwin, en jy kan net oorwin wanneer jy regtig waar jou verskil ontdek, jou uniekheid. Dis hoekom jy kan nie verander word na iemand anders nie. Jy kan nie, dis hoekom jy nie 'n idol kan hê nie. Die lewende God moet ons idol wees. Hy wil in jou plant, jou verskil waartoe hy jou geroep het, sodat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Die tweede, hy sê as jy 'n oorkomer is, sal die tweede dood geen skade ly nie. Met ander woorde, God respekteer 'n oorkomer. Ons kan nie gaan lê nie, ouens. Ons moet nou opstaan. Ons is nie hier om te quit nie. Ons is nie hier om te draai en weg te hardloop nie. Dawid het 2 keuses gehad vir Goliat. Hy het 2 keuses gehad. Hy het gesê, Goliat is so groot, ek kan hom nie mis nie. Dis 'n positive mindset. Ek kan hom nie mis nie. Ek moet hom raak gooi. So, ek kan nie. So, oorkomer is belangrik. Hy sê, jy sal eet van die verborgde manna, as jy oorkom. Ek sal jou 'n keursteen maak in die tempel. Ek sal jou 'n keursteen maak in my tempel. So dit beteken, jy word 'n pilaar in die koninkryk van God, wanneer jy 'n oorkomer is. Josef was 'n pilaar. Hy was 'n pilaar, 'n man van sekuriteit, 'n man van integriteit. Dawid was 'n pilaar, hy word die koning van Israel. Daniël word 'n pilaar in die koninkryk van God, in so 'n mate, dat Daniël kry die openbarings by die lewende God, wat in die einde van die tyd sal gebeur. Net omdat Daniël sy verskil ontdek het. Dieselfde met die geliefde apostel, die apostel Johannes, wat die boek Openbaring geskryf het op die eiland Patmos. Hy het sy verskil ontdek, en die oomblik toe hy sy verskil ontdek, openbaar God in hom ondeurgrondelike geheime, wat in die laaste dae gaan gebeur. Dit is so belangrik dat jy vandag se boodskap sal snap, en wanneer jy oorkom, sê hy, ek sal jou beklee met wit klere. Ek sal vir jou 'n nuwe naam gee, want jy's 'n oorkomer. Elke keer, hy wat oorwin, hy wat oorwin, hy wat oorwin. Josef het oorwin, ten spyte van. Dawid het oorwin, Daniël het oorwin. So kan ek hierdie ouens vir jou opnoem. Ewen Abraham het oorwin. Abraham het oorwin, want hy was 'n oorkomer geweest. Kan jy dink, toe hy vir sy vrou gesê het, Sarah, ons moet trek. Waarheen my man? Woestyn toe. Toe sê hy, ek dink jy het 'n slegte droom gehad, klim terug en slaap verder, en staan op met 'n ander voet uit die bed uit. Hy was 'n oorkomer. Die woord sê, hy sê, as jy oorwin, sal ek jou 'n pilaar maak in my tempel. Dis presies wie hierdie ouens was. As jy oorwin, sal jy saam met my sit op my troon. Daar's die beloftes vir 'n oorkomer. Ek kies vandag om 'n oorkomer te wees. Ek kies vandag om Abba te vra om my te help om my verskil te ontdek. Net om my verskil te ontdek. Ek wil niks meer wees nie. Ek wil nie wees soos daai persoon nie. Ek wil nie wees soos hierdie ou nie, en ek wil nie wees soos daai ou nie. Menorah Tabernakel is 'n bediening. Ek wil nooit aan 'n ander bedieningsreisies wees nie. Nooit. Nooit nie. Ek sê altyd vir my besigheidsmense, ouens, julle is die koning, ek is die priester. Ek is nie jaloers op jou posisie nie, moenie op my posisie jaloers wees nie. Ek is net die priester. Julle is die konings. Jy het 'n posisie en ek het 'n posisie. Ek honor jou in jou posisie, honor my in my posisie. Ek is hier om te sê, so spreek Jahwe ons Elohim. Jy moet luister. Maar as jy sê, Frik, ons maak so, dan sê ek reg, ek is onder jou gesag. En as ons net kan ontdek vandag by Wake Up Haggai, wat is jou verskil? En as jy dit ontdek en jy word 'n probleemoplosser,
in jou werksplek, in jou huwelik, in jou gesinsverband. As jy 'n probleemoplosser kan wees in jou gemeenskap, ouens, ek wil nou vandag vir julle sê, gaan jy goed in jou lewe sien wat jy nog nie gesien het nie. En dit staan in die woord. Die liefde van Meester Yeshua is gewaarborg. Sy seëninge is opsioneel. Dis opsioneel. En die oomblik wanneer jy dit kan snap en jy kan jouself ontdek in hom, verander jou lewe, verander jou uitkyk, verander dit wat jy in jou lewe nog nie beleef en ervaar het nie. En vandag is my gebed by Wake Up Haggai, dat ons manne ons verskil sal ontdek. Dat guns ons porsie sal wees. Net dit wat jy saai, sal jy maai. As jy iemand se probleem oplos, en doen dit vandag, begin vandag, net om uit te kyk, met 'n nuwe gedagtelyn om iemand se probleem op te los. Jy kry 'n glimlag, jy kry aanneemlikheid, jy kry vriendelikheid, jy kry goedheid, en dit verander jou lewe. Dis deel van die bediening. Ek en Amila was nog nooit in die bediening gewees. Weet julle manne, ek kyk nie na my bankrekening nie. Ek doen dit nie. Ek kyk nie, want ek weet, God sal voorsien, want ons word 'n probleemoplosser in sy koninkryk. En dis 'n fenominale plek om te wees. So my gebed vandag vir elke man is, vir elke persoon wat ingeskakel is, ekskuus, ek weet nie of daar ook vrouens is nie, maar my gebed is dat ons werklik vandag sal besef, dat ons is op hierdie aarde om probleme op te los. Ons is op hierdie aarde om die koninkryk van God te accelerate en te execute in 'n krom en donker en 'n verdraaide wêreld. Om dit te kan doen, moet ek weet wie ek is. En die oomblik as jy jou verskil ken, sal jy elke keer 'n overcomer wees wanneer die vyand wil aanval, wanneer omstandighede teen jou draai, wanneer struikelblokke deel is van jou lewe, sal jy elke situasie kan overcome. Gaan dit maklik wees? Nee. Dis nie altyd maklik. Is dit rewarding? Absoluut. Dis waar God ons wil hê. So ek dra die resultate van om jou verskil te ontdek. You need to know your difference. As jy dit het, verander alles in jou lewe. En dan kan God jou bevorder, want dan het jy jou uniekheid ontdek. En dis vandag my boodskap, dis vandag my gebed vir elke persoon op hierdie kanaal. Dat ons net dit sal doen, eenvoudig. Ons hoef nie graad om hierdie goed te ontdek nie, dis 'n eenvoudige konsep. As ons dit snap, verander jou lewe. En dat ek en jy dit sal doen vandag, ja, Jakobus 1:22, dat ons dit vandag sal doen. En ek sê weer dat geld is nie 'n wonderwerk nie. Geld is die uitvloeisel van guns. Guns is nog minder 'n miracle. Guns is die uitvloeisel van integriteit en goedheid. Ontdek dit vandag en jou lewe verander. En dis vandag my gebed. Baie dankie. Frik, baie dankie. Dit is amazing woord. Ek gaan net gou die recording stop.